hoor nou die dag, so 'n wonderlike manier om te kyk na iets, hoor ek die woord by iemand. En ons is in 'n gesprek en dit kom op dat iemand sê, maar hoekom is dit altyd so moeilik? Kan dit nie net makliker wees nie? En die persoon antwoord toe op Engels. Anything that matters is never easy. Wie jy dan dink ek is 'n mens nou, as ek nou so terugkyk op my lewe, ek is nou hier op Teefontein vir 25 jaar. En in die begin was dit seker die moeilikste ding wat ek nog in my lewe moes reggekry het. Want ek moes my koppie leeg kry. Ek kan mos nou nie hier aankom en by oom Johannes kom leer van krye en my kop is nog vol van allerlei ander dinge nie. En baie keer as ek so terugkyk, dan dink ek, dit het nooit by my opgekom om te sê, ek kan nou nie meer nie, lyk my dis nou dit nie. Want hierdie van kruie leer, van honde leer, om die wysheid uit oom Johannes se hand so te ontvang, was baie belangrik vir my. En dit het vir my baie saak gemaak. So ek het amper nie gekyk nou en dan, ek was amper nie bewus daarvan, dat ek kon gedink het, hoorie, maar nou kan ek nie meer nie, nou is ek nie meer lus vir dit nie. Daai wonderlike krag van inspirasie, wat 'n mens dryf, as jy besig is met iets, wat regtig saak maak. As ek nou hier so in die distrik, is daar nou baie mense, die een stel belang in houtwerk, en daai een stel belang in motors regmaak, en die ander een kan weer sommer iets optel in die veld, en iets wonderliks maak, en hulle knyp tyd uit hulle besige boerderydag uit, om by daai ding uit te kom, wat saak maak. Wat so saak maak, dat dit van jou, dis iets wat jou opbou, dis iets wat in jou binneste bruis en borrel, as jy daarmee besig is. En nou, selfs nou nog, as ek sukkel met 'n ding, ek sukkel 'n bietjie om e-posse so gereeld te beantwoord, soos wat 'n mens nou sal graag wil. En dan is dit 'n bietjie opstandig raak, want ek moet nou voor die ding kom sit en die komputer is regtig vir my moeilik om voor te sit en besig te wees, want dit is net vir my so 'n vreemde plek. En dan sê ek nou vir myself, as ek nou die oggend bietjie onwillig is om te kom sit om my daai werk te doen wat ek nou nie van hou nie, dan herinner ek myself, hierdie e-pos antwoord wat ek doen, is net so deel van die kruieplikwerk, van die lekker werk, van die werk wat my nuuskierig maak, van die werk wat my laat slim voel, van die werk wat my hart laat jubel. Het ek myself nou by 'n plek gekry, voor ek sug. As ek by my e-posse kom sit, sê ek, Antoinette, hierdie maak saak. Dis hoekom hierdie nie maklik is nie. Dis deel van die hele werk. En as ek myself nou eers so 'n bietjie bygepraat het en ingepraat het, dan voel ek, okay. En dan raak ek sommer so sag weg, bereid om vir lang ure te sit. En ek sit nou nie aan een nie, ek help myself ook. Na 45 minute staan ek op en dan gaan loop ek oor die werf. En dis iets wat ek dink waaroor ons vir ons gereeld kan trots op wees. En ek dink altyd hoe min sê ons vir ons self, dat ons trots is op onsself. Dat jy vir hierdie ding wat saak maak, bereid is om die tweede myl 40 keer te loop. Terwyl jy dit loop, is dit nie baie lekker nie, maar jare later as jy terugkyk, dan sien jy, ek het my toewyding gebruik om deur die swaar te kom van hierdie ding wat vir my so saak maak. En dis so 'n riem onder 'n mens se hart,
Daar is jy so moedeloos. Ons het almal tye wat ons so moedeloos voel oor ons werke. En ons dink, "Ag, hoe gaan ek nou hier vorentoe?" En wat ek nou deesdae doen vandat ek nou die sin gekry het by iemand. As ek dink, ek is nou regtig nie lus vir dit nie. Dan kom ek, dan maak ek myself sit en ek sê, "Maak hierdie ding vir jou saak." Ja, is antwoord ek. Nou, jy weet mos nou, die dinge wat saak maak, is nie altyd maklik nie. Ja, sê ek. En dan wil ek altyd bietjie by sê, maar ek is nie lus nie. Maar dis 'n plek waar jy jouself kan bring. Jy's besig met iets wat saak maak. En dit maak hierdie tweede myl, waar jy so keer op keer weer loop, tog 'n bietjie makliker.